Oranjemund is known as the town built on diamonds. Oranjemund is die dorp op diamante gebou. In today's video we visit the Jasper House Museum. We look at some oryx, gemsbok walking free on the grass. We enjoy a tasty meal at Op My Stoep Lodge restaurant. And we experience one of those perfect Namibian sunsets at the mouth of the Great Orange River. Dag sê, welkom by Ruispruit. Die woord Oranjemund is Duits vir mond van die oranje. Dis 'n dorpie van so net meer as 7700 inwoners, is geleë in die uiterste suidweste van Namibië, aan die noordelike oewer van die Oranje rivier mond. The town was initially owned by Namdeb, which is owned by De Beers. It was not accessible to the public, but nowadays you can reach it on the national road from Roshpina. If you are coming from the South African side, you can go over the bridge that comes from Alexander Bay. Omtrent so 7 km buitekant Oranjemund is 'n lodge met die naam Op My Stoep. Die lodge is in die spergebied geleë en is omring deur die natuurlike skoonheid aan die een kant en die rivier aan die ander kant. Die oorspronklike gebou is in 1971 gebou, maar dit is gebruik as 'n perdryklub. In 2006 is die Op My Stoep Lodge op die ou Gymkhana en skou springgronde gebou, met die restaurant en die kroeg wat vroeër begin is. Die eienaar en die kreatiewe persoon agter Op My Stoep Lodge is Fanny Smit. Hy het verblyf in die vooruitsig gestel wat luukse en tog gesinsoriënteerde ervaring bied. The restaurant is self-decorated with personality put in, such as guitars, saddles, typewriters, cans, chairs made from wood, and even kudu horns. Fanny also has a collection of more than 1,900 caps. Die meubels is alles handgemaak en is goed geplaas om vir jou die eetervaring van jou lewe te verseker, aangesien jou eetlus bevredig word deur 'n fantastiese à la carte spyskaart. Die smaak van Argentinië is saamgesmelt met Namibiese kookkuns wat jou smaakknoppies sal laat tintel en jy sal graag meer wil hê. Buite is 'n lekker speelarea vir kinders of groot mense wat jonk van gees is. Wee! En na die speeltyd kyk ons net gou weer na hierdie lekker ontbyt. Wanneer jy die dorpie Oranjemund inry, dan voel dit vir jou asof jy nou by 'n oase in die middel van 'n woestyn ingekom het. Al is dit nie noodwendig in die middel van 'n woestyn nie, dit is maar jy by die kant van die spergebied. Maar dit voel vir jou asof jy nou by 'n groen plek aangekom het. The 3-meter high welcoming man epitomizes the transition to an open town, encouraging visitors to partake in the new and the old, wonderful stories which shaped the town and live on in memories and hearts. It has only been about maybe 10 years or so since Oranjemund was open to the public, and as you go through the town, you get the sense of a place that has been neglected previously. Met die tyd sal 'n mens sien of hierdie nuwe ekonomiese en politieke bestel enige positiewe effek op Oranjemund sal hê. The gemsbok in Oranjemund wander freely around the streets, taking advantage of the vegetation in the town.
They can be found in parks, road medians, and browsing on low branches of the many trees. Many people forget that gemsbok are actually desert survivors, and they can survive for days or even weeks without any water. Omdat ons die vorige namiddag van Suid-Afrika af ingekom het Namibië toe, moet ons nou eers vir ons SIM-kaarte kry, sodat ons kommunikasie het terwyl ons in Namibië toer. We got some directions from a local to where the NTC office is. Goed, die eerste ding as jy aan Namibië kom, kry vir jou kommunikasie. Hulle sê SIM-kaarte het opgeraak Vrydag, so ons moet nou eers na Nampost toe gaan om SIM-kaarte te gaan koop en dan moet ons weer terugkom. Hulle sê hulle verkoop net SIM-kaarte by MTC, maar MTC sê hulle verkoop by die post office ook, so sal kyk. Hierdie poskantoor maak nou eers 8:30 oop. So ons is nou 'n bietjie vroeg, ons is nog so na 8 nou. So ek kyk gou of ek nog vir ons nog 'n paar video's kan maak. Een ding hier by Oranjemund, hier is nie werklike watertekort nie. Hulle kry hulle water uit die Oranje rivier uit. Dit is boorgate naby die rivier en die water kom van daai boorgate af. Die water loop in elk geval see toe. Alles hierso gaan net oor diamante. Namdeb is basies De Beers, wat ook maar De Beers in Suid-Afrika is, wat monopolie het op die diamante in die wêreld, of meeste van die diamante in die wêreld. So Oranjemund is net diamante. Ons is nou seker wat genoem word die hoofstraat van Oranjemund. Soos 'n stalletjie, en aan die ander kant lyk dit soos plekke waar mens vis kan krap en skoonmaak. So ek neem aan hulle is partykeer seker daar stalletjies wat vis verkoop. Daar onder die dakkie. As 'n mens hier deur Oranjemund se straat stap, dan kry jy ook maar die idee van dat dinge vervalle is. Dit word nog so 'n bietjie in stand gehou, maar ook maar net genoeg om op te patch. Dis net so 'n pleistertjie wat opgesit word so af en toe. And it doesn't look like there's much going on.
Maybe they must get some suggestions. Hierdie oggend in Oranjemund is alles nog toe. Onthou, in Oranjemund lyk dit my maak niks oop omtrent so voor 8:30 of 9:00 die oggend nie. Dit lyk my hier nou 'n deur oop gegaan. Ons gaan gou kyk. Ons het simkaarte en nou moet ons net gou gaan registreer. Reg, as jy hierso moet simkaarte koop en registreer alles, in Namibië sit vir jou so 'n uur of 2 uit. Dit vat gewoonlik 'n rukkie om dit goed geregistreer te kry en om alles opgelaai te kry. Maar as jy klaar is, dan het jy ten minste 'n selfoonnommer en jy kan kommunikeer en WhatsApp en al daai dinge doen. Dis nou so 'n ligte wyntjie, dis so omtrent so 9:00 die oggend op Oranjemund. So ligte wyntjie, is nogal koud hierso. En dis middel van Desember. Later vandag gaan ons nou bietjie warmte inry. Dan kry ons weer baie warm. Goed, ons is nou hier by Jasper Huis Museum. Dit is die huis wat nou 'n museum is, maar dit was die huis van die eerste mynbestuurder in Oranjemund. The Sperrgebied Museum of Oranjemund lies in the Tsau Kaep National Park. This was formerly the Sperrgebied National Park. The diamond mining town was founded in 1936 and is situated in the Sperrgebied, a prohibited area due to diamond mining. Only since 2018, travelers can now freely visit this town in the Namib Desert, close to the mouth of the Orange River. The museum is located in the house of the first diamond mining manager, Mr. Jasper. Even today, some locals still refer to it as the Jasper House when asking for directions. En dis natuurlik waaroor die hele Sperrgebied gaan. En dit is hoekom mense by plekke kan uitkom in die Sperrgebied nie. Soos Bogenvels en party van die spookdorpe. Jasper Huis Museum het versamelings wat verband hou met die trekarbeiderstelsel, die geskiedenis van mynbou in Oranjemund, kunsuitstallings, wildsketse en wildbeelde, beendere, geologie, argeologie, bewaring en natuurlik die alledaagse lewe in Oranjemund en die toekoms van die dorp. Hierdie huis was oor die jare vir verskeie doeleindes gebruik voordat in 1989 die erfenissentrum geword het. Oor baie dekades het vrywilligers stadige versameling vir die museum opgebou, wat nou uit meer as 4000 voorwerpe bestaan. Te sien is 'n seleksie van hierdie versameling wat die sosiale, die mynbou en die natuurgeskiedenis van Oranjemund en die omliggende gebied tentoonstel. The Jasper House Museum is not just a place to visit. It's an experience that connects you with the heartbeat of Oranjemund. It is a testament to the town's resilience and commitment to preserving its history while forging a new path forward.
Toe ons hier buite kom, het ek gedink hierdie bom Jesus is een of ander bom of 'n kunsuitstalling. Maar toe sien ek die naam van 'n boot wat gestrand het in die spergebied noord van Oranjemund. Kyk hierdie tande. Dit is tande en 'n kakebeen. Jawbones and teeth. And for someone who doesn't know how a termite's nest look, mense het eintlik dagenlang nodig om hierdie plek neer te gaan. Hier by die museum kan jy vir jou 'n hangertjie koop, 'n paar goedjies om jou glase op te sit, 'n legkaart of 'n ou kaart van 1529. Sien, dis hoe die wind nou waai. So 10:00 in die oggend. Lyk dit so in Desember. Daai. Hulle sê daai is 'n boskokerboom, Maidenskowe tree. Maar dit lyk amper soos 'n frangipani. Maar as jy na sy blare kyk, dan kan jy sien hy is familie van 'n kokerboom. Dat jy 'n ekstra paar plakkies het. Ten minste 2. Zip het in 'n zippie. Hier so in Oranjemund lê die gemsbokke sommer op die grasperk langs die pad. To reach the Orange River mouth, you need to go back out of town and then you take a turn off to the right on a very bad road. This is the road that goes out to the Oranjemund airfield. And it also goes out on your right hand side will be the golf course, and ultimately you will reach the mouth of the Orange River. Die pad het baie slegte gate, veral hierdie eerste stuk wat die teer is, en later raak dit 'n grondpad wat verskriklik sinkplaat is. So hier by Oranjemund, as jy so bordjies sien, dan beteken dit hier is regtig gemsbokke.
They say this road is about 7 kilometers to the Orange River mouth. I didn't bother to measure. Everywhere along the road you can see some game, but a bit further to the right is the golf course, and there you can see some springboks on the course. And if you are someone who likes playing golf now and again, you would be surprised to play with the springboks. They give a whole new meaning to the words Springbok golfing team. So eentjie verder, dan draai jy op 'n grondpad af om nou eintlik by die mond te kom. En dan ry jy so reg langs die Oranje rivier. Party plekke voel dit so of jy op die rand is en dit voel of jou voertuig so enige oomblik in die water in kan tuimel. To our left is the Orange River, and you can see the banks of the river in front of us. It is possible to drive this whole road with a normal car, but you would have to drive very slowly to make sure you don't damage your car. So bereik 'n mens nou verskillende bestemmings in jou lewe. Hier is ons nou by die Oranje rivier se mond. This is the mighty Orange River that comes deep from South Africa. On the one hand you have the Orange River coming down. On the other side the Atlantic Ocean. Daar aan die ander kant is Alexander Bay. Ons is nou aan die kant van Oranje Mond, hier aan Namibië se kant. Mens kan nie glo hoe wyd is die rivier hier nie. The river must be about quite a few hundred meters here, maybe even more than a kilometer wide here at the mouth. Die Oranje rivier is die langste rivier in Suid-Afrika. En so kronkel hy vir 2200 kilometer voordat hy hier in die see uitmond. And when you reach here, you can make another little mark on your mental bucket list. If you get some inspiration from our videos and you say, yes, I would like to do that, press like, press subscribe, press the bell so you get regular updates, and we will see you next week. Ek het die voorreg gehad om op hierdie Namibiese toer 'n hele paar mense te ontmoet wat ingeskryf is op ons kanaal en wat gereeld na ons programme kyk. Ek wil vir u baie dankie sê daarvoor. Dankie vir elkeen van u en miskien sien ek vir u op die volgende toer.